Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, wat sou gebeur as daar nie meer bye is nie? Wel, dit sal katastrofiese impak op ons voedselsekerheid en ekosisteem hê. Sonder hierdie bestuiving sal baie gewasse en plante nie kan voortplant nie, wat lei tot 'n drastiese afname in vrugte, neute, groente en uiteindelik hongersnood en hoër voedselpryse. Ons sal minder kos hê en die kos wat ons sal kry sal van 'n laer gehalte wees dan ook. Verder sal daar verhoogde pryse wees omdat kos skaars is, sal die pryse sekerlik heelwat hoër word van vars produkte. Daar sal 'n verlies aan biodiversiteit wees. Ekonomiese ineenstorting sal dit ook beteken, aangesien veral in die landboubedryf daar soveel mense sal wees wat nie meer werk sal hê as daar nie meer bye sou wees nie. Daar word gesê dat daar honderde miljarde rande verloor sal word. Die verlies aan bye sal hierdie bedryf vernietig en miljoene werksplase kos. Daarom, liewe vriende, het ons sekerlik ook hierdie klein diertjies baie nodig. Maar daar is iets, liewe vriende, wat nog meer is wanneer ons dit dan nie het nie, is invloed van 'n by dan so groot impak het op ons lewe om ons heen en ons besef dit nie altyd nie. Is daar iets anders wat 'n geweldige invloed op ons lewe om ons het? En liewe vriende, en dit is ons gebede. Beïnvloed ander mense, liewe vriende. Beïnvloed ander deur u gebede. Kan u ander beïnvloed deur die gebede? Sekerlik kan nie. As jy in die regte verhouding met die Here is en u bid, die Here hoor en die Here werk. As ons nou die vraag sou vra wat sou gebeur as daar nie meer bye is nie, kom ons vra 'n ander vraag. Wat sou gebeur as daar nie meer gebede is nie? As mense nie meer tot God roep nie, as iemand nie meer bid, as iemand nie meer intree nie, wat sou dan gebeur, liewe vriende? Daarom moet ons gebede daarop rig om ander mense ook so te kan beïnvloed. Ons lees daar in 1 Samuel 12 vers 19. Daarom het die hele volk vir Samuel gesê, bid tot die Here u God vir die knegte, dat ons nie sterf nie, omdat ons by al ons sondes nog kwaad gedoen het deur 'n koning vir ons te begeer. So die hele volk het vir Samuel kom vra om te bid. Hulle het geweet dat die Here hom hoor as hy bid. Hulle het geweet dat sy gebede sekerlik 'n invloed gehad. En daarom moet dit so met ons ook wees, liewe vriende. Ons gebede moet sekerlik ander mense raak. Dit moet sekerlik 'n invloed hê dat die Here dit kan kom gebruik. Ja, bo dit alles, dit gaan nie om mense te behaag of te beïndruk nie. Nee, dit sou sonde wees, maar dit gaan daaroor dat mense by die Here uitkom. En ons bid daarvoor, liewe vriende, mag die Here u daarin help dat u ook so sal bid dan. 'n verdere saak dan is sekerlik dat daar in die Bybel vir ons gesê word in 1 Timoteus 5 vers 17, bid sonder ophou. En in vers 25, broeders, bid vir ons. En dis nou Paulus wat mense aanmoedig om te bid, want hy weet wat die invloed van gebed is en wat die krag van gebed is, en daarom moedig hulle aan en sê, bid, doen hierdie dinge. En liewe vriende, mag ons dit sekerlik so doen, mag ons besef dat ons gebede 'n geweldige invloed het, en dat ons sal aanhou bid, en in besonder ook vir hulle wat dit vra, selfs vir hulle wat dit nie vra nie, mag ons sekerlik so aanhou bly bid dan. Dan, liewe vriende, lees ons ook na in Lukas 11 vers 1, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid soos Johannes ook sy disippels geleer het. En liewe vriende, hier is ons die geweldige groot saak. Die disippels het die Here Jesus sien bid. Die invloed van die Here Jesus se gebede terwyl hulle daar was, het hulle so geraak om te sien die opregtheid, hoe die Here met sy Vader praat, dat hulle 'n verlange en 'n begeerte in hulle hart geraak het. Ja, die invloed van die Here Jesus se gebede op die disippels was dat hulle ook wou bid en het gesê, Here, leer ons so bid. Leer ons. En nou weet ons wat die Here hulle toe geleer het. Hy het hulle toe nou die Onse Vader geleer. Liewe kind van die Here, mag jy die Here vandag vertrou. Mag jy gebede so word dat dit ander mense raak, soos wat die Here bedoel het dat jy gebedslewe moet wees. Kom ons bid dan saam. Dierbare Here, baie dankie dat u van so gebedslewe gee. Baie dankie dat ons so na u toe kan kom in alle opregtheid en eerlikheid. En wil u dit nie gebruik
dat dit ander mag beïnvloed en dat hulle ook by U mag uitkom. Amen.